Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. Ons gaan dan nou ons erediens begin om ons geloof te bely. Ons heilige algemene Christelike geloof in God drie-enig met 12 artikels. Nou as mens 'n belydenis doen, dan staan ons, nê? Ons verklaar dit en weet ook in die geesteswêreld maak dit 'n verskil. Kom ons staan en ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En as dit opreg die belydenis van jou hart is, dan groet die Here jou ook vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons tot U kan nader. Dankie Here dat ons saam met die konings in die troonkamer en saam met die sfere, saam met almal in die troonkamers kan sing van U grootheid en U heiligheid. Here, ons is U kinders en as U kinders weet ons dat U vir ons lief is en daarom vra ek die volgende. Here, ons bid vir Tannie Ella se familie. Haar plek is leeg in ons kerk en hoeveel te meer nie by hulle nie. Ek vra dat U vir hulle vertroosting sal bring, Here, dat U hulle styf sal vashou en dat U liefde aan hulle sal openbaar, net soos U kan. Ek bid ook, Here, vir Hanlie Nel en vir Carla, wat albei hierdie week dokters gaan sien. Here, ek bid dat U die dokters se oë sal oopmaak en hulle hande sal sag maak. Ek bid vir genesing, vir totale genesing. Dankie, Jesus, dat ons weet dat deur U bloed dit maklik kan gebeur. U is 'n God van wonderwerke. Ek bid ook vir beskerming, Here, vir elkeen van ons in die gemeente, maar ook vir die met wie ons werk. Ek bid vir mense wat hartseer is, Here, en ek bid saam met elkeen hierso wat 'n omgee gebed nou gesê het. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Skriflesing kom uit 1 Samuel hoofstuk 3. Ek gaan die hele hoofstuk lees tot hoofstuk 4 vers 1. Martiens het voel vir my ons 'n bietjie min gesing vanoggend. Dink ons kom maar nog so 'n bietjie gesing het. 1 Samuel hoofstuk 3 vanaf vers 1. Nou laas Sondag het ons gekyk na 1 Samuel 2 waar Hanna die loflied gesing het tot die Here oor die uitkoms wat die Here gebring het. En nou is dit 1 Samuel 3 vanaf vers 1. Die seun Samuel het die Here gedien onder die toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê, die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het en Eli sê vir Samuel,
gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor sy 2 ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffers of graanoffers versoen word nie. En daarna het Samuel gaan lê tot die oggend en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, hy het gesê, ek kom. En Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van wat hy aan jou bekend gemaak het vir my wegsteek. Toe vertel Samuel hom alles. Hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Samuel het groot geword, die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Samuel se woorde was aan die hele Israel gerig. Gaan fokus op vers 15 veral. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Ek dink ons almal ken seker die uitdrukking nou pyn, nou gain, nê? Eers bietjie pyn deurgaan en dan kan jy verder groei. Dis hoe groei werk, nê? Dit gaan gewoonlik met pyn gepaard. Ons weet ook as ons 'n spier wil bou, nê? John, wat doen jy as jy spier bou? Jy oefen, nê? Jy breek hy spier eintlik eers bietjie af, nê? Sodat hy kan herstel en groter kan word as hy herstel. Net nou pyn nou gain, dis hoe groei werk. Baie keer eers pyn deurgaan en dan kom jy groei later. En dit maar met Samuel ook gebeur en ons moet ook maar weet as kinders van die Here ook, nê, baie keer is daar pyn, maar dis reeds in ons pyn wat ons groei, nê, as daar 'n bietjie uitdagings is. 'n Mens groei nie gewoonlik in 'n gemakstoel nie, jy groei net daar waar jy besig is om te werk en waar jy aan die gang is. As ons kyk na Samuel, hy was nie 'n ou met groot ambisie, as mens nou eintlik lees nie. Hy was nie 'n strewer gewees nie. Hy wou maar net getrou sy werk as koster verrig van die tempel daar in Silo. Nee, hy wou onder net vir Eli luister en doen wat Eli sê en die ou priester wil hy maar net gedien het. Hy het nie na iets gestrewe. Want hy het ook geweet, nê, hy kan nie eendag hoofpriester word nie, nê? Dit is Eli se seuns beskore. Nê, hy's nie in daai lyn nie, daai geslagslyn nie. So hy het nie gestreef om hoofpriester te word nie. Maar dan wil hy maar net getrou sy werk doen as koster en na Eli luister. Maar toe gebeur daar iets. Hy het ontmoeting met die Here. En dit verander alles. Susie, dit verander alles as jy ontmoeting met die Here het. Dit verander jou lewe. Nee, hy ontmoet die Here en hy verander en dan lees ons hy word hierdie bekende profeet in Israel. Hy word so bekend dat hy vandag nog bekend is. Nee, as jy 'n Christen is, dan weet jy van Samuel. Nee, tot vandag, want hy het ontmoeting met die Here gehad. Van koster na bekende profeet. Maar hy het ook eers pyn deurgegaan. Nee, en God roep hom van koster na profeet, roep God hom met 'n opdrag, wat hy eerder wil vermy. Wat hy eerder nie wil doen nie. Dis hoe die Here met ons werk. As jy dinge in jou lewe is wat jy sê, maar ek kan dit nie self doen, en jy weet die Here is besig om te werk. As jy dit uit jou vlees net kan doen, ja, die Here gebruik dit ook. Net daai getrouheid gebruik hy ook om 'n koster te wees, oop en toe te sluit.
maar die Here het 'n roeping vir elkeen van ons. En dit kan baie keer wees dat jy dit eerder sal wil vermy. Nee, hy moet vir Eli vertel die straf wat die Here oor Eli en sy seuns gaan bring. Nee, en dit is, God roep ons as sy getroue getuies, nee, om uit ons gemaaksone te kom. Nee, elkeen van ons ook, uit ons stoele opstaan. Want nêrens staan daar, dat die Here sê, gee die opdrag dat die mense na ons toe moet kom nie. Wat is die opdrag? Die Here sê vir ons moet gaan. Gaan dan en maak disippels. Uit ons gemaaksone kom. Uit die kerkbanke moet ons moet 'n gaande gemeente wees. Kom ons kyk, hoe is 'n persoon wat die Here roep? Mense sou gedink het, ja, die Here sal eintlik vir Eli roep, nee. Hy's al ouer, hy ken die woord van die Here, nee. Hy's ervare, hy's die hoofpriester. Maar die Here roep nie vir Eli nie. Hoekom? In vers 1 staan daar, die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Nou kom die Here nie met Eli gepraat nie, wat die hoofpriester is, wat die eintlike ou is, met wie die Here moes gepraat het. Dit is, as lees aan hoofstuk 2, 1 Samuel 2 vers 29 en 31, so sê die Here, waarom verag julle my diereoffers en my graanoffers, waarvoor ek voorskrifte in my woonplek gegee het? En waarom ag jy jou kinders belangriker as vir my, deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van my volk Israel? Die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag. Die Here praat met mense wat hom eer. Praat nie met mense wat hom minag nie. En ons weet nie, as jy lees hierdie hele geskiedenis wat Eli se 2 seuns gedoen het, Hofni en Pinjas, nie. Hulle het nie die voorskrifte oor die offerdiens nagekom nie. Hulle het sommer gaan vleis voordat dit gekook is, het hulle gaan sê, nee, ons soek gaar vleis, voordat die vet verbrand is. Hulle het by die vrouens wat diens gedoen het, by die tempel, die tabernakel, nee, het hulle sommer geslaap ook. En dan was Eli was banger vir sy seuns as vir die Here. Hy het hulle nie streng aangespreek, toe hy agterkom wat hulle aanvang nie. Nee, so daar was nie eer vir die Here nie, maar minag. Ja, geen eerbied vir die Here en sy diens nie. In vers 13 staan daar ook, in hoofstuk 3, vers 13 staan daar, ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Dis wat die Here vir Samuel vertel. So, geen eerbied vir die Here nie, ook geen woord nie. Geen openbaring nie. Geen roeping nie. As jy nie eerbied vir die Here het nie. En nou ons moet onsself ook maar ondersoek. En baie keer voel ons, jy lees die Bybel, maar die Bybel is vir jou dood. Hoekom is dit so? Hoekom ontvang jy nie 'n roeping van die Here nie? Hoekom dink jy net ander mense in die kerk, kan jy sien die Here roep hulle en gebruik hulle? Ons moet onsself maar ondersoek. Nee, dit begin oor wat gaan my hart aan? Wat is my hartsgesindheid? Wat is dit is wonderlik om te kom na die erediens. En dit is wonderlik en ons moet dit doen, dis belangrik. Maar wat is jou motivering om te kom na die erediens? Is dit uit eerbied vir die Here? Nee, dat jy regtig sê, Here, ek wil van U hoor. En hy sê ook in die woord, die samekoms van die gemeente moet ek nie agterweë laat nie. Ek kom want ek soek U met my hele hart. Dors na U. Is dit jou gesindheid? Kom jy, berei jy jouself voor as jy kom na die erediens? Net deur die Here te bid die oggend en regtig voor die Here stil te raak en sê, Here, praat met my vanoggend tydens die erediens. Want dit help nie ons kom maar net na die erediens uit tradisie nie, omdat ons weet dis die regte ding om te doen nie, omdat ons weet ons voorouers het gedoen en ek sit nou met die tradisie voort nie. Nee, ek kom want ek soek na die Here. Eerbied vir die Here. En eintlik wat 'n goeie ding is, ek onthou waar ek groot geword het in Brits in daai tyd, nee, dit was tot jou voordeel gewees as jy deel is van 'n kerk. Kyk, as jy wil hê jou besigheid, nee, die mense moet by jou kom koop, nee, jy kan sê jy's 'n ouderling van die kerk, nee, dan het dit gehelp.
Vandag weet ons, is dit nie meer so nie. En ek preek dalk nou vir die bekeerdes. Nee, dis koud om op te staan en te kom. Nee, maar hoekom is ek deel van 'n gemeente? Hoekom? Wat vir my eintlik swaar en hartseer is, en ek is ook bly tog die mense kom, maar mense kontak my en vra, kan hulle ons kerkgebou gebruik en kan ek iemand 'n geliefde begrawe? Vra ek, is julle in 'n kerk? Sê nee, is glad nie 'n kerk nie. Maar hoekom wil jy dan in 'n kerk begrawe? Ek is eintlik bly net, dis 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. Maar waaroor, hoe sien mense kerk? Ek het hom maar nodig vir begrafnisse, vir troues, vir daai tipe dinge. En as 'n kind gedoop moet word. Dit gaan nie werk nie. Ons hoor nie van die Here nie. En as ek die woord van die Here hoor en dit geen effek op my nie. Nee, ek kom na die erediens, ek gaan nie weg en dit het nie my lewe geraak nie. Ek gaan leef nie anders nie, dan is dit ook, spreek dit ook nie van eerbied van die Here nie. Elke keer wanneer ek kon die geklank van die woord kom, die woord vir my verkondig word nie, moet dit iewerste iets verander in my lewe. Ons moet nie net hoorders wees nie, maar ook daders van die woord. Ons moet uitgaan en 'n verskil maak. Dan sal die Bybel nie dood wees nie, dan sal die Here met jou praat. Want Samuel, hy het eerbied vir die Here gehad. Nee, en hy was waardig gewees om 'n roeping te ontvang. Want hy het eerbied vir die Here gehad. En ons sien daai eerbied uit daai getrouheid, hoe hy die Here gedien het. Nee, hy was getrou gewees. Ons lees daarvan in hoofstuk 2, vers 11 en 18. Daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het, onder toesig van die priester Eli. En dan ook vers 18, maar Samuel het die Here gedien as 'n seun, het Samuel al 'n linne skouerkleed gedra. Hy het die Here gedien, getrou, en was getrou gewees. Hy het eerbied vir die Here gehad. En vandag ook moet jy weet, die Here praat nie net met 'n predikant of 'n pastoor of ouderling, diakens of evangeliste of so nie. Nee, hierso in Samuel net, eintlik die onwaardige was die waardige om die woord van die Here te ontvang. En die waardige in die gemeenskap, die hoofpriester Eli, was onwaardig om die woord van die Here te ontvang. En daarom, daar is die werkloosheid in God se koninkryk nie. Dit gaan aan, wat gaan in jou hart aan? Van die Here wil met jou praat. Hy wil sy woord aan jou openbaar. Hy het 'n roeping vir jou lewe. Jy's nie per ongeluk hier nie. Hy het 'n plan en doel met jou lewe. 'n Spesifieke taak en funksie in sy liggaam. Nee, as ek uit eerbied vir die Here getrou dien, dan praat die Here met my. En hy wil hê dat jy sy getuie moet wees. Ja, en die Here wil nie hê jy moet 'n getuie wees soos wat ek sy getuie is, of soos wat die persoon langs jou sy getuie nie. Hy het aan ons elkeen spesifieke taak en roeping en gawes gegee. En op jou spesifieke manier wil die Here jou gebruik. Om sy profeet te wees, sy getuie te wees. En dan ook, as die Here met ons praat, wat is die impak op ons lewens? Hoe raak dit jou lewe? Hoe verander dit jou lewe? Watter invloed het dit? God se roeping op jou lewe. En ons sien, na die Here met Samuel gepraat het, hy was bang. Dit maak ou baie keer bang. En jy wil eerder daai roeping vermy. Dit wat die Here vir jou gesê het. En hy was bang vir die roeping. Dink maar net hierdie jong seun Samuel, nê, daai sielswroging wat hy moes deurgaan, nê, hy het nou maar verder toe en maar gaan lê op sy bed. Nee, hy het seker by homself gedink, hoe kan hy met Eli praat nie? Eli is vir hom soos 'n vader. Eli is die hoofpriester. Hoe kan hy nou vir Eli gaan sê die oordeel van die Here oor Eli en sy seuns? Dit was 'n roeping wat hom bang gemaak het en wat hy eerder sou wou vermy het. Nee? En daarom, hy was bang. En dink maar net ook, as jy ander voorbeelde vat uit die Bybelse figure, hoe bang was hulle, en hoe het hulle die roeping eers weggestoot. Dink aan Moses.
toe die Here hom geroep het daar waar hy skape opgepas het, nie. Nee, wat het hy vir die Here gesê? Nee, ek kan nie praat nie. Hulle gaan nie na my luister nie. Allerhande verskonings. Ons lees ook in selfs vir die profeet Jeremia, toe die Here vir Jeremia roep, toe sê hy ook, ag Here my God, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Dis baie keer wat ons sê, nee Here, ek kan nie. Vir my, God se roeping, en die Here het dalk al met jou gepraat oor 'n saak, iets wat jy moet doen. En as dit jou bang maak, dan moet jy reeds weet is van die Here af. Want jy kan dit dan nie self doen nie, jy moet die Here vertrou, jy moet durf en moed hê om dit te doen. Ja, hoe protesteer ons ook nie baie keer nie, want die roeping van die Here vra van ons durf en moed, en ek moet uit my gemaksone opstaan, ek moet iets gaan doen. Nee, dan staan ons baie keer terug en sê nee, ek kan nie. Die Here het dalk al met jou gepraat oor daar by die werk, moet jy dalk vir iemand iets gaan sê. Maar jy is te bang. Jy moet hom gaan waarsku dalk, of vir haar gaan waarsku. Of vir 'n persoon gaan bid by die werk. Sê, die Here druk jou op my hart. Ek wil vir jou bid. Nee, of jy moet dalk begin, dalk met 'n selgroep begin. 'n Gebedsgroep by die werk. Selgroep in die gemeente. Ons kan aangaan. Nee, dalk met 'n bediening in die gemeente moet jy begin. Maar jy is te bang. Dink nee, ander mense kan, jy kan nie. Die Here het dalk met jou al gepraat. Ek onthou toe, ek vat nou maar die oorwinnaarsbediening, die begin met die oorwinnaarsbediening, as ons 'n naweek aangebied het, want ons uitgery daar, ander kant, Bronkhorstspruit. Saai het my gesê, hoekom bring ek almal hier na die bos toe, om die oorwinnaars te doen? Want ek was te bang geweest om dit eers hier aan te bied, in die kerk. En later, by die kerkgebou, later is dit by Marieke en Willie Volskenk, ons het bietjie nader gebring, nee, die oorwinnaars naweke. Frans, was julle daar in Bronkhorstspruit geweest? By Marieke julle, nee, tot het daar aangebied. Ja, Melanda was ook daar saam met ons. Martiens, julle was ook, nee, jy en Hanlie was ook saam met ons Bronkhorstspruit toe gewees, 'n paar keer. Want mense het gesê, dit is vreemd, hierdie goeters, nee. En van Marieke se huis af het ons dit, die Here ons gelei om dit hier aan te bied. Maar dit is hoe dit werk, nee, die Here se roeping maak 'n mens baie keer bang, want jy moet uit jou gemaaksone opstaan, en jy moet gaan doen, en nuwe dinge doen, en jy moet die Here vertrou, slegs hy kan dit doen. En wat gebeur baie keer as ons bang raak? Ons ontvlug. Ons ontvlug in godsdienstige handelinge, né? Dis mos wat Samuel ook gedoen het. Wat hy gaan doen? Hy het vroeg opgestaan en hy het weer vir die vroeë kerkgangers die deure gaan oopmaak van die tempel, né? Dis wat hy gaan sê. Hy gaan aan met sy godsdienstige handelinge. Hy sis sy gewete want hy doen die regte ding. Né? Ja, en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak, hy was bang. Nee? So kan ons baie keer dit wat die Here eintlik in en deur jou wil doen, nee, ontvlug ek en ek gaan doen ander godsdienstige handelinge wat almal gewoond is, nee. En ek sis my gewete, ek kom ons kerk toe, ek ondersteun mense wat dinge doen in die koninkryk. Maar die Here wil vir jou gebruik, maar jy staan terug en jy hou aan net met die godsdienstige handelinge. Daaglikse roetine. Nee, in die nag roep die Here vir Samuel tot 'n profeet. Die volgende oggend sê maar weer net 'n koster. Sy eintlike roeping is 'n profeet. En hy val net terug na sy aanpas koster. En dan, ja, terwyl hy druk besig is om sy godsdienstige oefening uit te voer, is hy eintlik besig om sy diens aan God uit te stel. En ons gebruik baie keer godsdienstige handelinge om ons te sis, ons gewete te sis en die eintlike roeping wat die Here op my lewe het, te ontduik. Ons kan baie keer die kerk ook gebruik as 'n skip van Jona. Dis mos wat met Jona ook gebeur het, nee. Hy klim op 'n skip na Tarsis terwyl hy eintlik Ninive toe moes gaan. En so kan ons ook godsdienstigheid,
godsdienstige handelinge en die kerk gebruik as 'n skip om na Tarsus toe te gaan. Nee, ek betaal mos, ek gee my kerklike bydrae, nee, sodat evangelisasie gedoen kan word. Maar die Here wil vir jou gebruik waar hy jou geplaas het met die verhoudings wat jy het om sout en lig vir die wêreld te wees. Nee, ek gee my geld dat mense dit kan doen. Maar die Here wil jou gebruik. Natuurlik om kerklike bydraes nie verkeerd nie, maar moenie dit gebruik om jou eintlike roeping te ontduik nie. Ja, ook as ek na die erediens kom, en ek hoor die woord, maar dit geen effek op my lewe nie, dis maar dieselfde. Nee, ek was mos hier gewees, so ek is nou reg vir die week, maar verander dit my lewe. En dis wat die Here sê, prioritiseer. Wat is die Here se eerste prioriteit in jou lewe? Jesus sê ook in Matteus 5 vers 23 en 24, hy sê, dis jou gawe na die altaar toe bring, en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, dat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Die Here het dalk al met jou gepraat, gaan maak eers iets reg. Nee, maak reg met jou huweliksmaat, maak reg met jou kind, maak reg met iemand. Maar jy ontduik dit, en jy gaan net aan, stilte tyd en kerk toe en alles, ek doen mos die regte ding. Maar dit wat die Here met jou gepraat het, vermy jy. Wat baie keer die swaar is, en wat jy hom moet vertrou. God se roeping maak ons bang, want jy moet uit jou gemaaksone beweeg en dinge doen, wat onbekend en nuut is baie keer. En wat net hy dit kan laat slaag. Dis deur sy krag alleen. Waar kry ons die krag om God se roeping in jou lewe uit te voer? Waar kry jy die krag? Ek dink, ons moet kyk na Jesus. Dink net as Jesus gesê het, nee wat ek is, onthou Jesus, nee, die Seun van God is net soveel God as die Vader. Die Vader het ook 'n roeping vir hom gegee, om mens te word. Wat dink as Jesus gesê het, ek het mense nie nodig nie, ek is God, ek bly in die hemel, dis lekker hier. Maar Jesus was getrou aan die roeping van sy Vader. En hy het sy hemelse woonplekke verlaat, waar alles volmaak en reg, net lekker is. En hy het 'n mens geword. En hy is net soveel God as die Vader. Hy is getrou gewees aan die Vader se roeping. En hy het aarde toe, hy het 'n mens geword, en hy het al ons sondes op hom geneem. En dit was so swaar vir hom, daar in Getsemane het sy sweetdruppels soos bloeddruppels geword, wat op die grond val. En het hom ook bang gemaak, nee, daar in Getsemane sien ons veral daai lyding, daai geestelike lyding wat Jesus moes deurgaan. Maar hy het volhard, nie my wil nie, maar u wil, het hy gesê, Vader. 3 keer het gebid. Hy het al die wêreldse sondes op hom geneem, en hy het gesterf aan die kruis, en hy het gesê, dit is volbring. Hy het gedra. En ons weet ook dat Jesus, nee, het dit ook gedoen met die krag van die Heilige Gees. Want voordat hy amptelik begin het met sy werk as Messias, was hy mos eers gedoop, en die stem, Vader sê, dis my geliefde seun, en die Heilige Gees het in gestalte van 'n duif op hom gekom, en om die woestyn ingelei, om deur Satan versoek te word. Deur die krag van die Gees, het hy sy werk as Messias gedoen. En hy het al die mag in die hemel ontvang, en hy stuur ons ook uit, vanuit die hemel, kort voor sy hemelvaart hy gesê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dis met die krag van die Gees. Vertrou die Here met sy roeping op jou lewe. Hy sê hy woon in ons deur sy Gees. Ek het verlang gebid, Here, praat met my deur die Gees en u woord, net dan voel ek amper of die Gees van buite af moet kom
en met my moet praat, weet, voor my stiltyd, dan sê ek, Here, praat met my deur die Gees en die woord. Maar toe besef ek eintlik, ek moet sê, Here, praat met my deur die Gees, wat in my is, en u woord. Dis nie hier van buite af nie, dis van binne af. En dis ook in daai hart, nee, jy gaan nie vrede kry as jy bly wegvlug, soos Jona nie, maar hier van binne af werk die Gees, hy praat met jou as jy die woord lees. Wees gehoorsaam. Die Heilige Gees maak ons bekwaam om getuies te wees. En die Here roep almal om sy getuies te wees. En wat is 'n getuie? Dis 'n profeet. 'n Getuie van die Here. Ja, daar is mense wat uitgestuur word, wat sendelinge is en so, maar elkeen van ons is sout en lig vir die wêreld, is 'n profeet, jy's 'n koning, profeet en priester. Dis die aard van gelowige. Koningin, priesteres, profetes. Almal van ons is geroep om van die Here te getuig. Almal van ons hier het 'n roeping. Ons werk nie met vrywilligers in die kerk nie. Ons werk met geroepenes. As jy werklik deel is van die liggaam van Christus, dan is jy 'n geroepene. Die Here roep almal om hom te volg en sy getuie te wees. En die Heilige Gees sal jou bekwaam maak. Hy gee die krag om op jou spesifieke manier, met jou spesifieke gawes, sy getuie te wees. En moenie verder die roeping ontduik deur allerlei godsdienstige handelinge nie. Gaan doen. En jy gaan verbaas wees, nê, hoe die Heilige Gees al klaar vooruit gegaan het. En daai Elies met wie jy moet gaan praat, sy harte voorberei het dat hulle sê, of hulle sê vir jou, sê vir my alles. Moenie iets van God se woord van my terughou nie. Dis hoe Eli gereageer het. Sê vir my alles, jy sal verbaas wees as jy begin uitgaan. Hoe die mense wag dat jy daai roeping van jou moet uitleef. Die Elies wat daar is. Die Heilige Gees gaan voor ons uit en berei spesifieke bedieninge voor. En ons het 'n klompie getuienisse daarvan. Weet wat met dit al gesien het. Hier hoor COVID-tyd, die inperkings, het ons verantwoord, het ons baie aanlyn saam gebid en so. En ja, toe Susan, jy en Marieke het veral by die Here gehoor, maar ons moet 'n verskil maak in die gemeenskap. En dis waar die gebedsnetwerk en gebedsuitreike begin plaasvind het. En ons het ervaar, maar ek het selfs ook in daai tyd ervaar, ons moet in gemeenskap ook iets spesifiek die mense toerus, nie net 'n vis gee nie, maar 'n visstok gee, soos hulle sê. En ek het gedink hier in ons saal moet ons dalk toerusting gee vir mense te bemagtig met naaldwerk en hoe om brode te bak en sulke tipe goed. Maar hy het dit nie gerealiseer nie. Maar die Here het ons gebede gehoor, want hy het dit in ons harte geplaas. En wat ek skielik hoor daar by SAVF, wat die Here vir ons koneksie gemaak het, daai tuin van die Gardens of Grace, net Liesel wat daar, dit champion, soos hulle sê. En in die week het Rihanna, wat ons koster is, wat ook geroep is as profeet, ons moet 'n bietjie vir dit sê, sy siek, ek sal 'n bietjie met haar praat. Maar sy sê ook, daar by die SAVF, sy moes naaldwerk. Sy het ook hierdie roeping gehad om die vrouens in die gemeenskap te leer van naaldwerk. En by die SAVF is haar klomp masjiene met materiaal al reeds, en het gesê sy kan voortgaan. Net bid dat sy gesond word. So kom die Here. Hy hoor dit wat hy op ons hart geplaas het, en hy gaan vooruit, hy berei die plek voor. Die masjinerie is al reeds daar, die naaldwerkmasjiene. 'n klomp, sy sê daar's 'n klomp materiaal al reeds. En Tracy, weet die Here het jou geroep, vir berading, om mense in nood regtig by te staan.
om hulle los te maak, net die waarheid te bring, dat hulle kan vry wees in Christus. Maar as dinge wat jy moet regmaak. Dinge met die Here wat jy moet regmaak. En dan gaan dit vorentoe. Net vorentoe. En gaan meer doen as wat jy kan bid of dink. En ek het voel dieselfde ook, Martiens, vir jou ook. Nuwe seisoen. En jy is baie onseker. Baie keer onseker. Maar die Here het jou losgemaak, nee, dat jy voltyds kan doen, jou passie. En hy het jou ook 'n wonderlike gawe gegee om ook daai talent oor te dra. Ander mense oor te dra. Maar vertrou hom, hy sal voorsien meer as wat jy kan bid of dink. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat U elkeen van ons hier, wat hier is, geroep het, Here. Ons is nie lidmate van 'n kerk nie, ons is ledemate van U liggaam wat U hier by Bergbron geplaas het. U het aan ons elkeen 'n verskillende taak en roeping gegee, en vir ons verskillende gawes gegee, om dit uit te leef. En ek bid ook, Here, Heilige Gees, kom berei ons harte voor. Berei ons harte voor, dat ons absoluut eer en respek vir U sal hê. Dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders. Dat as U met ons praat, Here, ons nie ons gewete sal sis met allerlei godsdienstige handelinge nie, dat ons sal gaan doen dit wat U vir ons gewys het. Dat ons in die geloof sal opstaan, U sal vertrou en sal uitgaan. En Here, lei elkeen van ons, gebruik ons in U koninkryk, tot eer van U naam. Amen. En ek vra dit in Jesus se kosbare naam. En ons maak ons harte nou ook oop om die seën van die Here te ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.